by Fokus Avontuur. Hier is waar jy al jou skoollesse op een plek kry, spesiaal gemaak vir kinders en tieners van graad 4 tot graad 12. Ons is hier om jou te help leer en groei, stadig, rustig en met baie ondersteuning. Hierdie video's en opsommings is jou hulpmiddels om makliker deur jou skoolwerk te kom. Laat ons jou wys hoe om die meeste uit elke les te haal. 5 stappe om jou lesse effektief te gebruik. Stap 1: kry alles gereed. Sit in 'n rustige plek. Hou jou opsomming, skryfboek en pen of potlood byderhand. Stap 2: begin met luister. Speel die video en luister na die les. Jy hoef nie dadelik alles te verstaan nie. Fokus net op wat jy hoor. Stap 3: lees saam. Gebruik die opsomming om saam met die video te lees. Jy kan jou vinger, liniaal of 'n gekleurde papier gebruik om jou plek te hou. Stap 4: stop en herhaal. Druk pause as jy iets nie verstaan nie en speel daardie deel weer. Skryf vrae of aantekeninge neer om later na te gaan. Stap 5: toets jouself. Lees die opsomming weer hardop sonder die video. Probeer die les se belangrikste idees in jou eie woorde verduidelik of 'n paar vrae te beantwoord. Met hierdie eenvoudige stappe kan jy leer op jou eie pas, sonder druk. Onthou, jy is nie alleen nie. Fokus Avontuur is hier om jou te help. Kom ons begin. Hallo en welkom by hierdie volledige gids oor die periodieke tabel van elemente. In die volgende video's gaan ons elke element op die periodieke tabel bespreek, stap vir stap. Ons sal begin by waterstof, die eenvoudigste element, en eindig met die elemente wat selde voorkom en buitengewoon interessant is. Ek gaan jou wys hoe die elemente georganiseer is, wat hulle eienskappe is, hoe ons dit gebruik in die alledaagse lewe en waarom hulle so belangrik is in die wêreld van chemie en wetenskap. Maak gereed om die periodieke tabel soos nog nooit tevore te leer ken nie. Kom ons begin. Die eerste element op die periodieke tabel is waterstof, oftewel hydrogen in Engels. Waterstof is die eenvoudigste en ligste element wat ons ken en dit speel 'n belangrike rol in die heelal en in die lewe op aarde. Volle naam: waterstof. Engelse naam: hydrogen. Chemiese simbool: H. Die simbool vir waterstof is H. Dit is kort en maklik om te onthou en dit is altyd bo aan die periodieke tabel. Atomiese nommer. Atomiese nommer 1, waterstof het 1 proton in sy kern. Waterstof het 'n atomiese nommer van 1. Wat beteken dit het 1 proton in sy kern? Dit is ook hoekom dit die eerste element op die tabel is. Atomiese massa. Atomiese massa: 1008 units of eenhede. Dit is die gemiddelde massa van al die isotope van waterstof. Die atomiese massa van waterstof is ongeveer 1008 eenhede. Dit is omdat dit meestal net 1 proton en 1 elektron het met geen ander neutrone nie. Die IUPAC groep en groepsklassifikasie. IUPAC staan vir International Union of Pure and Applied Chemistry of Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie. Die IUPAC groep se groepsklassifikasie is groep 1, soortgelyk aan alkalimetale, maar uniek. Groepklas: nie metaal.
Waterstof word in groep 1 geplaas omdat dit soortgelyk reageer aan alkalimetale, maar dit is eintlik 'n nie-metaal. Dit maak waterstof uniek. Oksidasietoestand. Oksidasietoestande +1 is jou mees algemeen. -1 as deel van hidriet soos NaH. Waterstof het verskillende oksidasietoestande. Meestal is dit +1 soos in water, H2O, maar dit kan ook -1 wees soos in natriumhidriet, NaH. Elektronkonfigurasie 1s1. Waterstof het net een elektron in die s-orbitaal van sy eerste dop. Die elektronkonfigurasie van waterstof is 1s1, wat beteken dit het een elektron in die eerste energievlak. Hierdie enkel elektron maak waterstof baie reaktief. Toepassings van waterstof. Belangrik in die heelal. Waterstof is die mees algemene element in die heelal en maak sterre en planete moontlik. Water, H2O. Waterstof is een van die 2 elemente in water. Brandstof. Waterstof word gebruik in waterstofbronne en brandstofselle vir skoon energie. Industrie. Dit word gebruik om ammoniak NH2 te maak vir kunsmis. Waterstof is nie net belangrik in die heelal nie, maar ook hier op aarde. Dit vorm saam met waterstof, water, H2O, wat noodsaaklik is vir lewe. Ons gebruik dit ook vir skoon energie in waterstofbronne en in die maak van ammoniak vir landbou. Interessante feite oor waterstof. Dit is die ligste element en bestaan uit ongeveer 75% van die heelal se massa. Die son gebruik waterstof om energie te produseer deur kernfusie. Hoe gebruik ons waterstof in ons alledaagse lewe? Waterstof word in ons alledaagse lewe op verskeie belangrike maniere gebruik. Hier is 'n paar algemene toepassings van waterstof. As deel van water, H2O. Waterstof is een van die 2 elemente wat water vorm, wat noodsaaklik is vir alle lewe op aarde. Ons gebruik water vir drink, kook, skoonmaak, besproeiing en energieopwekking in hidrokragsentrales. In brandstofselle, skoon energie. Waterstof word gebruik in brandstofselle om elektrisiteit op te wek. Hierdie tegnologie word gebruik in waterstofmotors wat net waterdamp as uitlaatstof vrystel. Produksie van ammoniak, NH3. Waterstof word gebruik om ammoniak te vervaardig deur die Haber-proses. Ammoniak word gebruik as 'n bestanddeel in kunsmis om voedselproduksie te verhoog. Voedselverwerking. Hidrogenering van olie. Waterstof word gebruik om plantaardige olies te hidrogeneer en in margarien of smeerbare vet te verander. Dit maak die produkte stabieler en verleng hul raklewe. In die chemiese bedryf. Waterstof word gebruik om sure en chemiese verbindings te maak. Dit word ook gebruik as 'n reduseermiddel om metale uit hul erts te onttrek. In ruimtevaart. Waterstof word gebruik as 'n vloeibare brandstof in vuurpyle. Dit help om ruimtetuie in die ruimte te lanseer. Verhitting en swyswerk. Waterstof word gebruik in hoë temperatuur vlamme vir industriële swyswerk. Waterstof is dus nie net 'n eenvoudige element nie, maar een wat die wêreld elke dag verander.
Nou dat ons alles oor waterstof geleer het, kom ons beweeg na die volgende element op die periodieke tabel: helium, He. Sien jou in die volgende video. Bly ingeskakel.